Goeiedag almal, weerstaan die duiwel maar hoe? Jakobus 4 vers 7 kom die opdrag van die Here, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nou hierdie woordjie weerstaan beteken om doelgerig en aggressief teen die duiwel op te tree en om alles in jou vermoë te doen om elke aanslag wat hy teen jou voer te oorwin. Maar hoe? Hoe kan ek die duiwel weerstaan? Ons het gister gesels oor die mees belangrikste manier om die duiwel te weerstaan, naamlik gryp die Here vas. Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader. Wat beteken, bind jouself onlosmakend aan die Here vas. Ons verhouding met God is die mees belangrikste in ons lewens hier op aarde. Dis die fondasie van ons hele bestaan. Daarom sê Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Kan jy sien hoe belangrik dit is om in die Here se teenwoordigheid te bly? En dan die volgende baie belangrike wyse hoe om die duiwel aggressief te kan weerstaan. Neem aggressief jou stand teen enige bose invloed op jou lewe. Wat beteken dit? Kortliks, bely en draai weg van sonde, want sonde is 'n kragtige vasdrapplek vir Satan in jou lewe. Elkeen van ons weet wat is die swak plekke in ons lewens. Jy weet wat is die dinge wat jou so maklik verlei of mislei. Jy weet dat dit jou tot 'n val kan bring. Daarom, weerstaan die duiwel deur mense, omgewings en situasies te vermy wat jou in versoeking kan bring. 1 Timoteus 6 vers 11 tot 12. Maar jy, man van God, kind van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geloof, geregtigheid, godsaligheid, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof en gryp na die ewige lewe. Moenie toelaat dat versoeking vasdrapplek in jou lewe kry nie. Spreek dit onmiddellik aggressief aan en neem die besluit, ek sal nie sondig nie. Ek sal myself weerhou van dit wat my laat sondig. Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Neem hierdie besluit. En ook in vers 101, ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Neem ook hierdie besluit vandag. Jy weet, al probeer die duiwel aanhoudend om jou te versoek, weerstaan hom aanhoudend. Moenie toelaat dat hy wen nie. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Wie die persoon wat in vriendskap met hierdie wêreld leef, beskou sonde nie as 'n groot probleem nie. En enige sonde wat ons verdra, gee Satan 'n vasdrapplek in ons lewe. Neem sonde ernstig op. Treur en ween daarvoor voor die Here. Fokus vandag in alles wat jy doen op hierdie baie belangrike wyse hoe om die duiwel te weerstaan. Organiseer jouself onder die heerskappy, die gesag en leiding van God en weerstaan die mag van versoeking in jou lewe. Psalm 1 vers 1 sê die woord van die Here, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van spotters nie. Ag Here, help ons vandag om hierdie baie belangrike besluit te neem, om naby aan U te bly en om nie toe te laat dat Satan ons verlei op enige manier nie. Dinge wat ons sien, dinge waarna ons luister, dinge wat ons praat, dinge waaraan ons dink, o Here, en selfs dinge wat ons toelaat in ons lewens of om ons. Help ons, Here, om weerstand te bied teen die aanvalle van die bose. Amen.